Familie, goeiemôre, dit is Vrydag, dankie dat jy vanoggend inskakel. Hier aan die einde van die week hoop ek dat jou week baie goed was. Hoop ek dat iets in jou hart hierdie week geskuif het reeds oor hierdie wonderlike waarheid wat ons vind in Romeine 5 vers 1, want dit is die skrif wat ons oor gesels hierdie week en die tema, die Here van my lewe. Ek wil weer vandag vir jou Romeine 5 vers 1 lees. As mense, wat deur God vrygespreek is omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Christus ons Here gedoen het. Nou iets waarop ons die hele tyd fokus hierdie week, is dat een van die grootste foute wat baie van ons maak, is om ons verhouding met God te meet aan hoe ons op 'n spesifieke dag voel. As ons sterk voel, dan dink ons God is naby, maar as ons swak voel, dan dink ons God is ver weg. As ons emosioneel opgelig voel, glo ons makliker dat alles reg is tussen ons en God. Maar as ons swaar voel, skuldig voel, begin twyfel, hoe voel jy dan? Paulus vir ons in hierdie week, in Romeine 5 vers 1 wil uitwys, is iets baie belangrik. Ons vrede met God is nie gebou op hoe ons voel nie. Ons vrede, en die vrede waarvan hy praat, is dis nie eerstens emosionele kalmte nie. Dis 'n vaste, objektiewe werklikheid. Dit beteken dat die saak tussen jou en God en Christus afgehandel is. Selfs op die dae wanneer jou hart miskien nie sterk voel nie. En dis belangrik, want gevoelens is waar. Emosies is altyd daar. Ons kan dit nie vanaf weghardloop nie. Dit beïnvloed ons. Dit lei tot uitputting, tot teleurstelling, tot spanning, tot seer, skuld, konflik, swaar kry. 'n Mens kan op 'n sekere dag so voel, dat ons voel, God is nie meer naby nie. Maar God se waarheid verander nie saam met ons gemoed nie. As jou vrede met God op jou gevoel is, dan sit jy met 'n probleem. Dan gaan jy geestelik heeltyd op en af gaan. Maar as jou vrede met God op Jesus rus, dan is daar iets standvastigs onder jou voete. Nou, ek wil dit baie duidelik maak vandag. Dit beteken jou gevoelens maak nie meer saak nie. God het ons nie gemaak as koue, emosielose mense nie. Dit beteken wel dat ons nie ons hele geestelike sekerheid aan ons gevoelens moet oorhandig nie. Want daar is dae wat jy God diep beleef, daar is ander dae wat jy hom moet vertrou, ten spyte van hoe jy voel. Want geloof beteken juis dat ek op God se waarheid staan, selfs wanneer my emosies heeltemal nie by my is nie. En hier is 'n diep waarheid. Jy is nie net in vrede met God op jou goeie dae nie. Jy is nie net in vrede met God wanneer jou gebed sterk is nie, jy jou Bybel lees, wanneer jy warm voel nie. As jy deur geloof in Christus vrygespreek is, dan staan jy ook in vrede met God op jou moeilike dae, op jou stil dae, op jou mekaar dae, op jou emosionele dae. Want baie mense maak die fout om God se teenwoordigheid te meet aan intensiteit. Ons dink, as ek baie voel, is God naby, as ek min voel, is hy ver. Paulus wil in Romeine 5 vers 1 vir ons wys dat jou vrede met God nie afhanklik is van die identiteit van jou ervaring nie, maar van die volheid van Christus se werk wat reeds voltooi is. Ek hoop jy hoor iets vandag, familie. Ek hoop in hierdie week deur elke oordeenking is daar 'n goue lyntjie wat jy sien. Want as Jesus dan werklik die Here van ons lewe is, dan leer ek op hom te vertrou, wanneer my hart selfs stadig voel, nie oorloop van vreugde nie, wanneer my hart stil is, dan leer ek om te sê, en dalk moet jy vandag hierdie saam met my sê, Here, selfs, al voel ek nie, alles vandag is sterk nie, bly U steeds my vrede, bly steeds my Here, U werk bly steeds waar, my gevoelens mag verander, maar U verander nooit nie. En hier is iets om oor vandag te dink. Hoeveel van jou geestelike sekerheid is gebou op wat God gesê het, en hoeveel is nog gebou op hoe jy op 'n spesifieke dag voel? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag kan weet dat ons geloof gaan nie oor hoe ons voel nie. Dit gaan oor wat U vir ons kom doen het. En ek kom bid, Here, soos wat ons hier aan die einde van die week begin staan van hierdie oordenkings, bid ek dat U ons sal kom ontmoet.
Daar is soveel vryheid wat vir ons wag wanneer ons werklik kan oorgee aan U en ek kom bid dat ons elkeen dit sal doen vandag. Dat ons nie sal vashou aan ons emosies nie, maar dat ons emosies buite ons geloof sal sit vandag. Want U is goed, U is waar, U is 'n konstante God vir ons. Ek bid dit vandag in Jesus naam. Amen. Ek wil jou uitnooi om môre in te skakel vir ons laaste oordeenking van die week. Deel vandag hierdie boodskap met iemand wat dit dalk moet hoor. En ek sien jou weer môreoggend. Lekker Vrydag.